Hi, ek's Lisa met die rooi hare en ek kyk Val Riviera sodat jy nie hoef nie en welkom by my episode 10 recap. 10 episodes. Ek drink vandag 'n lekker bottel flippin' nice. The Chenin Blanc / Cheval Blanc. A white blend. Okay, soos ek. Bruce is vakansie. O ja, en obviously kan julle sien ek's nie by die huis nie. Alright, ek's by my mamma hulle. So, ja, ek's eintlik op vakansie, maar ek werk vir julle. Okay. Right, so in vandag se episode praat ons oor dinge uit die slaapkamer uit. So as jy jonger is as 18 asseblief, skraap verby. En daar's letterlik 'n boksgeveg. Die vrouens bliksem mekaar. So kom ons begin met die episode. Dis nou die volgende oggend na Stoedas. Hallo, het jy lekker geslaap? En ons by die dames babbeleer daarom nou nie te erg nie. Nog bietjie moeg. Ons het min slaap ingekry. Dalk so 'n bietjie van 'n hangover. Maar Bernelie het vir hulle 'n surprise gereël. Voor jy gaan, ek het so 'n klein verrassingkie gereël vir ons. Julle is nie reg. Julle is nie reg vir die surprise nie. Wat is dit? Jy gaan moet wag en sien. Ek gaan julle roep as julle moet afkom. Dis nie soos ek met swem of in swembad spring nie, né? Glad nie. Anyways, oor na Rooiberg. En ja, daai bokkie feature nou al vir 3 weke. So ja, Corrie pak sy tasse. Plaasnaweek was my lekker geweest. Dis ietsie anders geweest as wat ons aan gewoond is. Want Lanay is nie daar met vir hom te doen nie. Nie te happy oor daai nie, maar it is what it is. En JJ show bietjie af met sy fiets. Mooi JJ, oulik. Dan terug in Pretoria So, ek het 'n verrassing gereël vir die girls vir vandag. en dit is tyd vir die surprise. Ek is moes opgewonde. Dit is Timothy. Timothy man. Aangesien julle mans nou hierdie naweek jagskills opgedoen het, is ek geboek om vir julle jagskills te boek. Yes, see. Long time no see. Actually, no, never seen him before. Okay. My naam is Timothy Kieswetter. So ek gaan studeer toe seksiologie. Ek gaan verwerf my meestersgraad daarin. En Timothy is nou daar om hulle raad te gee oor slaapkamerkaskanades. So julle is baie welkom om my meneer Seks te noem. Slaapkamer speletjies. Ek het natuurlik al my vakke gekoem. Ek weet nie om hierdie te tackle sonder laat YouTube of TikTok of iets my blok nie, but we can give it a go. Heerlikheid bin. Om gesonde seks te verstaan, moet ons begin So ja, Timothy sit vir my oulike weekie op. om die penis te verstaan. Okay. En die girls is net soos drank. Ons kort drank. Sjoe, maar my is dalk bietjie lig vir die conversation. Plus het jy vir ons nou al mimosas ingegee. Ek voel ek is ook uit en nugter vir hierdie deel so kom. Op hierdie oomblik is ek baie ongemaklik. Ek dink ek het 'n mimosa en 'n half gedrink. Die show was dalk net aan die gang. En blykbaar moet die vrouens nou leer hoe om met hulle mans se manlikheid te praat. Nou kan jy oorbeweeg tot die belangrikste deel toe en dit is om gereeld met jou man se te praat. Hallo, meneer P. Hallo, voel jy vandag? Dit is fucking weird geweest. En nog 'n klomp ander dinge. Dis weird om so oor te praat. Jy sal oplet, hierdie lyk baie soos 'n mikrofoon. Spesifiek so geontwerp sodat jy dit saam met jou in die stort kan vat. En die dames is ongemaklik. Dit is vir my 'n bietjie awkward. Ek dink ek het bloedrooi geword. Ek het definitief die meeste gebloos. Riandi en Bernelie hanteer dit bietjie beter. Dis tussen Rianza en Lanay wie die meeste geskok is. Obviously vir Ben is dit niks, want sy sê sommer vir ons. Hierdie Ja. is ons royals. Maar dan ewe skielik is Corrie daar om vir Lanay op te laai. Dit is so maar my persoonlike masjien wag my hier buite. Ek is bly Corrie is hier om my te kom haal. En ek weet Lanay het bietjie skaam gekry, maar ek dink sy het 'n ding of twee geleer. Ek het nou genoeg geleer. Ek voel nou nou wil ek my man sien vir hom 'n soen gee en hoor hoe was hulle naweek. Want sy's nou swanger met 'n tweeling. Baie geluk julle, baie geluk. Swinkie bo klappie onder sê ek hallo vir Cor. Damn it, ek wou op die show gekry het en nou kan sy nie wyn drink nie. Hoe sal dit uitfigure? So my geskenk vir julle is my nuwe boek, Die Grap van die Huwelik. Kyk, Anyways, Rianza vertel daar ook sy het daarom iets geleer by Timothy. Moet sê, ek dink ek het 'n bietjie iets geleer. Ek het geleer ek wil nooit so vinnig by die huis gekom het soos vandag nie.
Ja, terug dan by die mans. Oh hi. Oh hi. Oh hi. Oh hi. Wat sê jy? Maak jy vanaand? Okay. En ons hoor Charles voel nie baie lekker nie. Ja, dan voel ek weird, Jonas. Dis nie iets wat jy eers vir jou worst enemy wil hê nie. Dalk het die beste idee gewees om te suip net na jy 'n operasie gehad het vir nierstene nie. Ja, ek dink op die stadium wil ek net by die huis kom myself 'n bietjie jammer kry. En Sean en JJ is bang hulle word replace. Ek wil ons vetkak. Waar? Groot moeilikheid daar in Pretoria. Apparently word jy vervang. By wie kry jy hierdie? Mamma het dit vir my gestuur. So hulle jaag terug Pretoria toe. Ja, ek dink ons beter in Pretoria kom voordat ons replace word. Wel, gaan ons pak en dan gaan ons pak is al. En terug in Pretoria is Rianza nou al huis toe, Lanay is huis toe. Na die praatjie, toe gaan Rianza huis toe. En ja, ek en Burn is toe lekker in die swembad op die laailous in die son. Ons wag vir ons mans om terug te kom. So dis net Bernelien en Riandi wat oor is en hulle chill in die swembad. En ons hoor Riandi sê, daar is iets wat haar pla, maar sy gaan dit nie nou aanspreek nie. En daar's goedjies wat my pla, maar ek wil dit nie nou met Burn bespreek nie. Die naweek was al klaar soos al vol goedjies. Okay, hier kom drama. Net so 'n bietjie stilte voor die storm kom. Anyways, terug by die huis en is amper Kersfees. Wat sit met die signs? En ons is by die Swarts As dit kom by Kersfees, dink ek is ons eintlik soos 90% van ander mense ook. waar belangrike dinge bespreek word. Is Kersvader real? Ek dink Kersvader is regtig. For the Christmas is real. Okay. I believe it. En hoe kom die prosente sommer ingekom sommer Kersvader? As daar was nie 'n Kersvader nie. Okay. Die prosente gaan nie net opkom nie. Hulle kort iemand om dit daar te sit. So ja, die Kersboom is op. Steve, wie se verjaarsdag is eintlik Kersfees? Niemand. Niemand nie was liewe Jesus se nie. Ja, jy's reg. Want onthou, hier is ons laas jaar Desember geshoot. Dis sy. En to be fair, ek weet van julle se Kersboom is ook al op. Dis nog nie eens November nie, julle. Maar ja, ons hoor hoekom ons actually Kersfees hou. Do you know why we celebrate Christmas? Because it's the end of the year. Dan sien ons hoe slaan die Arrangies hulle Kersboom op 1 2 3 en aan. Yay! en die goaltjies weet daarom 'n bietjie meer waaroor Kersfees gaan. Nee. Ja, dit is. Kersvader is voor. Weet julle waaroor Kersfees gaan? Jesus se verjaarsdag. Is dit Jesus se verjaarsdag? Ja. Dan oor na die duisels. Kersfees gaan vir ons nie oor moerse baie geskenke en die opmaak van goed. En Leandie vertel dat Kersfees is vir hulle gefokus op geloof. Dit gaan oor die Here se verjaarsdag. Dit is vir my belangrik om vir my kinders te leer. Maar honestly, hoe het ons gegaan van Timothy Kieswetter na Jesus Christus se geboorte? Is Vader Kersfees regtig? So kan jy vir my sê wie verjaar met Kersfees? Jesus. Mooi, Zaya. En los okay, ja. Ek veg nou met hierdie son hier so. Hallo. En ja, laasens sien ons hoe die Snymans hulle Kersboom opslaan. Ons almal het groot geword met Kersvader as 'n gedagte. Almal weet tog waaroor dit gaan. Hulle is voltallig. Bernelise sou like om dit te weet. The special. Het julle al vir Kersvader 'n lysie gemaak? Ja. En ja, dis dan dit gesê Kersfees. Ek weet wat is die waarheid oor Kersvader. Maar ja, daai aand gaan die Arrangies dan met die Swarts op 'n romantic boat cruise. Cheers op 'n rowwe week. Cheers, nee Julle. En ons hoor vir 'n slag presies wat het gebeur tussen Charles en Bernelise in die gejeetery. Ek's jags, maar ek's nie 'n jagter nie. Wat het gebeur in 2019? So om vir hulle vinnige rundown te gee, blykbaar na hulle tweede kind gehad het Bernelise, so sê dit om die pregnancy blues gehad. Ek het pregnancy blues gehad na Alia en Toe voel sy Charles geen genoeg aandag aan haar nie. ja, ek het gevoel ek word nie gesien of gehoor of enigiets in ons huwelik nie. Toe cheat sy. Ja, ek het Charles verneek. Toe maak hulle op. Ek het hom teruggesmeek. En ja, toe sê hy vir my, hy weet nie of ons moet skei nie. Toe word sy groter. 2 jaar daarna het ek is nog steeds so obsessie met dit gehad van ek so kwaad vir myself. Ek kan myself nie vergewe nie. Ek het baie gewig opgetel En toe cheat hy op haar. en hy trap toe presies in die
selle Strik. selle slag. En toe is hulle weer bymekaar. 'n Mens het nodig soms vir separation om mekaar sekerlik. Hulle sê wanneer Tafel iets en verloor bed, het, nee. soos wanneer jy besef wat jy gehad Ja. het. O, en ons hoor is actually soos awkward want hulle loop nog steeds die mense raak met wie hulle gecheat het. Is hulle ooit in ons Sê area? jy vir So, my. ons situasie is nogals moeilik want die persoon met wie ek Shaul verneek het is in die reisiesindustrie. Loop julle die girl raak? Nee, nooit nie. Ek Nee. het haar 'n paar keer al raak geloop, maar En dan, hoe doen jy, wat? ek dink ek sal haar dalk doodry met my kar as ek haar Nee. sien. Okay. Ek grap. Nie sulke goed nie. Ons is daarom al amper op 10 jaar. Who would have thought the sun would move, eh? Kan jy dit glo? Ja, so julle Okay, nuwe angle, dit moet nou maar werk. Ek veg nie met die son. Okay. Maar shorts en any case julle twee. op 10 jaar. Dankie, 10 dit is jaar. ja. So right, dan nou om die episode af te sluit, is dit tyd vir die boksgeveg. Ja, die boksgeveg. Die eerste ding wat in my kop inkom toe ek weet dat Riandi my en Rianza genooi het vir 'n boksgeveg, het ek geweet hier kom moeilikheid. So ek weet nie hoe ek voel oor hierdie storie nie. So Rihanna het nou vir Bernelie en Rianza genooi om nou finally vir once and for altyd hulle uit te sort. Ek voel daar's nog 'n bietjie unresolved goedjies wat aangaan. So ons gaan bietjie met ons houe soos wys hoe ons voel en dit uitkry. Weet nie of dit sulke goeie idee is nie, maar okay. Ek hoop net hulle hou dit subtiel en moer nie mekaar regtig nie. So die een slaan en die ander een praat. Hier is die pads, so as jy die pads aan het, dan praat jy. En as jy die boxing gloves aan het, dan boks jy. Jy boks soos wat jy voel. So Rihanna begin en sy sê vir Bernelie sy like dit nie dat Bernelie 'n saadjie in haar kop geplant het sodat sy die Roan vraag vra nie. Jy het 'n saadjie geplant vir my, soos as jy nie daai saadjie geplant het om die vraag met daai game van waar's Roan regtig, dan het ek hom dalk bietjie meer soos sensitief hanteer. Ek het geweet daar's 'n storie agter die storie. En dat sy voel Bernelie soos met 'n sekere vraag 'n jab in Rihanna se rigting gegee het. Wie is die stylvolste was my vraag en toe sê jy Rianza want sy het die meeste tyd. Ek het gevoel dit was 'n steekie in Rianza se rigting. Kyk gooi hom. Maar dis soos all good, you know, hulle kry dit uit. Ek het nie dit lelik bedoel teenoor Rianza van meer tyd nie. Wat dan sit Rihanna aan Bernelie se beurt? Dis nou oor dit. En dan gaan nou my sê. Oop en eerlik met mekaar asseblief guys. So Bernelie begin deur om te sê sy het nie tyd vir kinderk nie. Okay. Ek het niks om te sê nie. Ek fokus op my eie huwelik, my eie man, my kinders, my werk. Kinderkak het ek nie meer tyd vir nie. En Rihanna sê sy voel nie Bernelie is meer 'n goeie vriendin nie, want Bernelie gee heeltyd jabs na haar kant toe. Ek het geïrriteerd geraak omdat jy my die hele tyd jab, vriendinne by mekaar op. Kom nie met 'n maar. Jy het baie tyd nie. En dan stry hulle oor hoeveel nannies Bernelie het. Sê die een met 'n nanny en 2 huishulp. Een is verkeerd hoor. Dit Een twee. huishulp. Ek het een Rianza. 2. Maar eintlik stem dit uit Bernelie wat gesê het Rihanna het super baie tyd en Rihanna is soos net omdat sy 'n sterre mam is beteken nie sy het die wêreld se tyd nie, inteendeel het sy minder. Jy is die enigste een wat weet wat my daaglikse roetine is en hoe besig ek actually is. So vir jou om dit te maak bevraagteken, irriteer my. So dis waar die hele daddy fight vandaan kom, dink ek. Ek dink ek kan nie vir hulle praat nie, okay. Sy tyd. Tyd van jy kan nou doen al jou goedes by jou huis. Sê die een met 'n nanny en 2 huishulpe. Rihanna wil dan ook weet hoekom het Bernelie laat Rihanna die Roan vraag vra? Hoekom plant jy saadjies agteraf by mense om vir my vrae te vra want jy weet jy gaan 'n reaksie uitkry, so jy kry mense om jou vuil werk vir jou te doen. En die woorde vuil werk trigger vir Bernelie. My vuilwerk. Ja. Jou man was nie daar nie. Hy was ook nie by die hospitaal nie. moet Sy het sê- 'n vraag gevra. Moenie op my skree nie. Sy het 'n vraag gevra. In die eerste plek, ek is nie jou kind nie. So moenie so op my skree nie. Hektiek, okay. Bernelie sê dan vir Rihanna sy moet uit vir 'n slag in haar lewe eerlik wees. Luister hierso. Dis tyd dat jy eerlik is oor alles in jou lewe. Oor alles in my lewe. Ja. Okay, wil jy daar gaan? So dan is sy Ek weet hy's by die werk, maar En hy wil definitief nie in julle fucking geselskap wees nie. Dit's wat. wow. Dis dan wat. weet ons waar ons staan met julle. Nee, exactly. 100%. En hulle besluit dan offisieel hulle is nie meer vriende nie. Dan scratch ons die vriendskap. Klaar. Ja, ek's net so close as jy. 100%. So don't Great. stress about that. Dis nou verby. Ek is reg om die vriendskap te beëindig. Dis nie wat vriendinne aan mekaar doen nie. Vriendinne breek nie mekaar af nie, hulle by mekaar op. So die feit dat jy elke keer kom So ek kan een nog van sê die- elke steek wat jy insit, soos jy jouself Ek verloor het praat, by die laat ek Kersfees klaar praat.
En op 'n stadium haal Bernelina haar handskoene af, sy is nou klaar. Hierdie is nou klaar. Ek kan nie eers praat nie, so kwaad is ek. Ek wil huil. Ek is woedend. Maar dan hou net aan beklei. En op 'n stadium beklei hulle oor Hansa wat gevra het of Bernelie okay is dat die gecheat storie nou uitkom. Dis Bernelie soos, hoekom vra jy my nou eers na 3 jaar? Is dit omdat die kameras op jou is? Hoekom wil jy lank na die tyd skielik na my huis toe kom vra? Is ek okay? Hoekom wil jy nou eers goed lyk of my te vra? Is jy regtig okay en dat jy jou en Charles se storie deel? Hoekom 3 jaar later? Dis my en Charles se storie. So. Ek het niks meer om vir jou te sê nie. Ons is klaar. Letterlik. Ek het regtig nie tyd vir kinderkak nie. Ek ook nie, maar jy's nie een wat dit veroorsaak. Goed. Ek voel net hierdie bekleierheid kom al vir jare. En nou die kameras al 'n spotlight op dit gesit en toe explode dit nou. Bernalie is uitgevang en nou blame shift sy, want sy hardloop weg. Dis glad nie vir my okay hoe ek en Rianza nou hier te kere gaan nie. So ja, al gil op mekaar. Kan jy net admit en dan sê ook ek jammer. So wat moet ek admit? Want ek, nou sê jy ek het 3 jaar later by jou kom. Wat 'n strooi is dit? Op kamera, Rianza. Ek is die enigste een. In my huis wil wil jou gaan met kamera. jou en Shawl nie. Bernelie storm weg. Slaan. Dit maak en anyway nie sin nie, want sy het gesê van die begin af, ons is sulke goeie vriende. Nou sê ons was nog nooit goeie vriende nie. So jy praat kak. Wys jy net, jy kan nooit in jou lewe vir iemand jammer sê en skuld vat nie. Ek sal as ek weet ek is verkeerd, sal ek. Jy is verkeerd. Dis nou waar jy my bewys het, waar jy moes opgekom het en gesê het, weet jy wat, hom man werk hard. Hy moet dit nie bevraagteken nie. En dis waar ek my antwoorde Maar hy was gekry nooit het. by een van die natuurlik, Rianza, almal bevraagteken Want hy werk. Hy gaan nie jou net sy- woorde die aan spanner my neersit. Luister, jou woorde. Hy gaan nie net die spanner neersit en sê iemand anders moet aangaan met sy Jou werk nie. woorde. Hy werk met lewe en dood. Jou woorde Kai, volgens besig ander om te mense. praat, Jou woorde Bernalie. volgens ander mense. Roan wil nie daar wees nie. Dit was die woorde. Ja, hy wil nie fucking nou daar wees nie as gevolg van julle, want hy wil nie in julle geselskap wees nie, want hy het agtergekom wie en wat julle is. En dis dan dit vir die episode. Dit was nie oor hom, oor hy nie daar was nie. Hoekom vat jy so lank om by die huis te wat jy kom? nie fucking weet nie, okay? Hoor jy gaan nie met Hy my het 'n vrou gehad wat besig is om dood te gaan op die tafel. So bly jy fucking Jy gaan nie stil. met my se praat nie, Rianza, ek's nie jou kind nie, hoor. Maar jy gee mense nie 'n fucking kans nie. En ek sou klaar stil gebly. Ek dink nie Bernalie het respek vir enigiemand nie. Verskriklik teleurgesteld in Rianza. So, op daai noot, kan ek nie wag vir volgende week nie. Alright. My wyn is klaar, so die video is klaar. As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, volg my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer met nog 'n welrevereerde recap. Maybe is ek dan al by die huis, ek weet nie. So van my kant af, bye! Hi sisters!